Ja, sy kry 'n plekkie. Ons genoeg plek vir almal, nog so 'n bietjie skuif. Abraham ook 'n plek het. Goed. So vandag gaan ek het nou vir die groot mense en die kinders ietsie gelees uit die Bybel. Nou gaan ek julle vertel van 'n huisgesin. So die pa van die huisgesin, hy was 'n soldaat gewees. En hy het, as hulle skelms vang en in die tronk sit, dan moet hy nou mooi sorg dat die skelms mooi toegesluit is en vasgebind is, dat hulle nie kan ontsnap nie. En so hierdie tronkwag, hierdie soldaat, hulle vang toe vir Paulus en sy vriend Silas. Maar Paulus het niks verkeerd gedoen nie. Hulle het net die mense van Jesus vertel, en toe daai mense baie kwaad geword, toe gryp hulle vir Paulus, hulle gryp vir Silas, en hulle skeer hulle klere. En toe vat hulle stokke, en toe slaan hulle op hulle rug. Nie as 'n hemp aan nie. En hulle slaan, en Paulus hulle, au, eina, soos dat hulle slaan, en toe begin hulle bloei. Want so baie as hulle geslaan. En hulle lê net daar op die grond, soos as jy van jou fiets afval. Au, en hulle lê op die grond, en is so seer, en toe kom die soldaat, en hy vat hulle weg, bind hulle vas, en hy vat hulle tronk toe. En hulle gooi hulle in die tronk, en hulle sit hulle hande in sulke houtblokke en hulle voete. En hy slaan die deur toe, en sluit die deur, en vat die sleutel uit, dat hulle nie by die sleutel kan kom nie. Sit dit op sy beld. En Paulus en Silas het so baie pyn, hulle sit in die tronk, en in die nag word dit 'n bietjie koud, en dan voel jou wonde soms seerder. En as jy nou weer 'n hemp aan het, dan wil jy nie hê die hemp moet aan die seer raak nie. So, au! En toe begin hulle God prys. En hulle sing psalms, en hulle prys die Here dat hy hulle God is, en dat hulle vir mense van Jesus kon vertel, al wou die mense nie luister nie. En hulle is so dankbaar, Jesus het aan die kruis dood gegaan vir hulle sonde, en dat hy weer opgestaan het, en dat hulle kinders van die Here is. En hulle sing, en hulle bid, en hulle sing, en nou is dit al in die middel van die aand, en al die ander mense in die tronk, wat ook ketTINGs of blokke om hulle arms het, of miskien net in die tronk sit, hulle luister. Toe dink hulle, wat gaan daar aan? Hoe kan daai mense sing? Hulle is dan geslaan, en hulle sit in die tronk. En soos wat hulle God prys, ewe skielik, toe begin die aarde skud, en die tronk se hekke gaan skielik, en dit gaan oop. Al die tronkdeure is oop, en daar sit die gevangenes. Jy kan dink hulle monde hang oop, hoe het hierdie deure sommer net so oop gegaan? En hulle weet nou, is 'n aardbewing, en toe hardloop die soldaat, want sy huis is bo op die tronk, is sy huis, en dan gaan jy met trappe af tot onder by die tronkselle, en hy hardloop af, en hy pluk sy swaard uit, en hy het 'n lamp in sy hand, en hy sien, al die tronkdeure is oop. Maar het jy al ooit gesien, as jy in die huis is, en sê nou maar, jy is in die gang, en die gang se lig is aan, en die kamer is oop, maar die lig is af. Jy kan nie mooi sien, is daar iemand daar binne of nie. En hy kon nie sien nie. En toe dink hy, hulle het ontsnap, dit beteken, my nek my keel gaan afgesny, hulle gaan my kop afkap, want ek moes hulle oppas, en nou het hulle almal ontsnap, en toe haal hy sy swaard uit, dog hy, ek gaan nie wag dat hulle my doodmaak nie, ek gaan myself doodmaak, toe haal hy sy swaard, nou sy swaard in sy hand, en hy draai sy swaard om homself dood te maak, hy dink, en toe sien Paulus het, en hy sê, nee, ons is almal hier binne, niemand het ontsnap nie, en toe val die swaard uit sy hand uit, en hy val ook sommer op die grond, en hy is op sy knie, en Paulus kom uit, nee, moenie jouself doodmaak nie, ons is hier, en toe weet hy hoekom hulle in die tronk is, hy weet hulle is in die tronk, want hulle het mense van Jesus vertel, toe sê hy, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê Paulus, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En toe vat hy hulle, sê, kom hier julle, kom ek maak sommer daai los maak, en my voete ook, ok, kom na my huis toe,
volg my. En hulle seer en hulle loop teen die trappe op en hy kom bo en hy het al sy familie bymekaar daar en toe vertel Paulus en Silas hulle van Jesus en wat hy kom doen het. Hoekom Jesus gekom het om ons te red van ons sonde. En toe sê hy, julle het seker baie seer nog. Kry gou vir my 'n bak water asseblief, sal jy 'n lappie kry en sit jy 'n bietjie Dettol in die water asseblief. Nou eintlik seker sout of iets. Ja, dit gaan seer wees. Maar hy was hulle wonde. Kan jy my help daar? Was net daar, hulle tot daar seer, ja. En was die wonde en hulle voel sommer beter en toe maak sy vrou lekker kos vir hulle en toe sê hulle seker baie honger en toe gee hy vir hulle kos. En hy en sy hele familie was so bly dat hulle in God geglo het. Hy het hulle almal gedoop want hulle het in Jesus geglo en daar was groot blydskap. Hey, wil julle die hele familie moet so wees? So bly. Ja, ons almal wil dit hê. En wat die Here van ons sê is, hier aan die einde van die storie. So wat die Here wil hê is, hy wil hê die pa moet in Jesus glo en hom gehoorsaam en die ma en die boeties en die sissies. En dan kan ons 'n gelukkige gesin wees wat hom prys. So vra die Here daarvoor. OK. As jy bid vanaand voor jy slaap, gaan bid voor jy slaap en sê jy Jesus, ons wil almal 'n gelukkige familie wees en dalk is jy 'n gelukkige familie, maar vra vir hom, ons wil ook in U glo en U prys almal saam. OK. Nou kan jy gaan sit.